Goeiedag, hierdie is Suidlanders se Departement van Buitelandse Sake. In die filosofie van politieke wetenskap is daar twee aanspraakmakers op die eerste ministerie in enige gegewe staat. Die een is die ministerie van Buitelandse Sake, omdat, soos die argument lui, 'n regering se eerste prioriteit die verdediging van die land is. En die beste manier om dit te verseker is deur goeie verhoudings by die wêreld rondom hom te hê. Suidlanders gee nie voor om 'n staat te wees nie, maar die beginsel bly dieselfde. In die reuse taak wat Suidlanders homself opgelê het, naamlik die oprigting van 'n nasionale noodplan om die welsyn van ons volk te beskerm onder die beskerming van die aanvullende protokolle van 1977 tot die Genefse Konvensie van 1948 in die geval van 'n rampspoedige gebeurtenis in Suid-Afrika, moet ons verhoudings by die buitewêreld hê. Hulle moet van ons weet en, sover moontlik, van ons hou, of ten minste ons verstaan. Ons moet 'n uitwaartse stem hê wat ons saak verdedig. Ons het met hierdie doel voor oë in 2017 'n enorme 6 maande lange toer deur die FSA onderneem, waar tydens ons baie radio- en TV-onderhoude gevoer het, baie toesprake by konferensies gelewer het en baie vriende gemaak het. Dit het gelei tot talle verdere onderhoude oor die daaropvolgende maande. Binne 4 maande na die einde van die toer het ons begin om buitelandse ondersteuners en joernaliste te ontvang wat Suid-Afrika en Suidlanders self wou kom beleef. Oor die daaropvolgende jare het ons die hoof van die grootste soortgelyke organisasie in die wêreld ontmoet. Ons het bevriend geraak met die hoof van die wêreld se grootste amateur radio-netwerk. Ons is nog 5 keer in die FSA gehuisves. Ons het 'n toespraak by die Europese Parlement in Brussel gelewer. Ons het 'n afvaardiging van die Bundestag van Duitsland hier in Suid-Afrika ontvang. Hulle het ons genooi om die Bundestag te besoek en ons het dit gedoen. Ons is deur 'n span van die BBC ondervra. 'n Span van CNN het van Atlanta afgekom en 3 dae lank onderhoude met ons gevoer by 'n Suidlanderskamp in die Vrystaat. Ons het albei die 2 grootste TV-kanale in Duitsland ontvang. Ons het die grootste TV-kanaal in Frankryk, asook nog 'n Franse TV-kanaal ontvang. Ons is in Suid-Afrika ondervra deur 'n span van Russia Today, onder leiding van RT se topjoernalis Konstantin Rotchkov. Ons is 2 keer deur Rusland se grootste koerant, Komsomolskaya Pravda, ondervra. Suidlanders is deur baie van die grootste Franse, Britse, Duitse en Hong Kong Chinese koerante ondervra. Lauren Southern het 'n dokumentêr genaamd Farmlands vervaardig, wat byna geheel en al gebaseer was op 10 dae saam met Suidlanders. Ons weet verseker dat Suidlanders die inspirasie was vir Katie Hopkins se dokumentêr oor Suid-Afrika. Ons het altesaam ver oor die 500 onderhoude gevoer. Elke dag bestee Suidlanders se Departement van Buitelandse Sake minstens 1 uur daaraan om met invloedryke en ingeligte vriende oor see te praat. 6 dae per week monitor ons internasionale gebeure noukeurig. Ons bestuur 3 Suidlanders WhatsApp nuusgroepe vir buitelanders, borge en senior leiers. Plus, ons is verreweg die grootste bydraer tot 2 ander volksgroepe. Baie van die inligting word verskaf deur die baie behulpsame Suidlanderslede wat elke dag tonne inligting deurstuur. Ons het honderde buitelandse vriende gehuisves, insluitend 'n senior professor van Oxford Universiteit, 2 keer. Dokters, skrywers, wetenskaplikes, politieke ontleeders, gewone mense, sakemanne, Suid-Afrikaners wat oor see woon, ensovoorts. Gedurende die afgelope November tot Februarie het Suidlanders se Departement van Buitelandse Sake meer as 100 nagte se gaste gehuisves. In 2025, op voorstel van 'n Russiese lid van die Duma, die Russiese parlement, het ons 'n 3 maande lange toer deur Rusland onderneem om self die waarheid van die oorlog in Donbas vas te stel. Gedurende die toer het ons meer as 50 video's vervaardig en ons is vir byna 'n maand lank baie hartlik deur senior diplomate ontvang. En terwyl ons hierdie werk voortsit, onthou ons altyd dat geen volk, geen plan en geen toekoms werklik veilig kan wees sonder die leiding en genade van die almagtige God nie. Ons vertrou nie bloot op mense, strukture of voorbereiding alleen nie, maar op die Here wat nasies rig en die lot van volke in sy hand hou. Mag ons altyd met wysheid, nederigheid en waarheid optree.
Mag ons lig dra in donker tye, moed behou wanneer die wêreld onseker raak en nooit ophou om te werk vir die beskerming en voortbestaan van ons mense nie. Ons dank elke vriend, ondersteuner en medewerker hier in Suid-Afrika en reg oor die wêreld wat saam met ons staan in geloof, hoop en toewyding. Mag God ons volk beskerm, ons paaie lei en ons die krag gee vir die tye wat voorlê.